Want dit gaan nie oor wat se gawe ek het nie, dit gaan oor hoe lief ek is vir God se kerk en vir sy bruid. En hoe ek jou kan opbou en hoe jy my kan opbou. En wat ook al die Here wil doen en hoe hy my wil gebruik in hierdie gemeente, mag hy dit doen volgens sy beste wete en sy wil en sy genade. Prys die Here. Voordat ons na die skrif toe gaan vanmôre, is daar 'n paar dingetjies wat ons seker moet afhandel. Eerste ek Deedrey, van verjaardag gister. Ons bid vir haar dat die Here haar sal seën, kom ons strek ons hande uit vir haar. Vader, ons dank Here God vir genade oor Deedrey. Ons bid Here dat U haar sal vat van krag tot krag in hierdie jaar wat kom, dat U haar sal seën, Here God, met die allerheiligste seëninge in Jesus Christus in die hemele. Here, dat sy gelukkig sal wees in alles, Here Vader, dat sy vreugde en vrede sal vind in alles, dat die genade oorvloedig oor haar sal wees, Here, Here by die skool en waar ook al sy is, Here, dat sy sal weet dat U stap saam met haar. Here, mag dit 'n goeie jaar vir haar wees, Here, en mag U haar gebruik magtig in die koninkryk, Here, en in hierdie gemeente. Ons dank U vir U genade wat U in haar lewe uitstort. In Jesus naam, amen en amen. Ek weet nie of sy kan onthou laasweek het ek gesê jy gaan vir my bid. Kan jy? Nee. Ek het gedag ek gaan nou 'n mooi gebed uitwerk en want iemand moet vir my bid op my verjaarsdag, nee, graag. Daarom is Jaco hier. Jaco wil gou 'n paar woordjies sê en dan dank Jaco. Moenie so swaar opstaan nie, Pieter. Nee. Uit en nou. Môre gemeente. Hy is oor. Hi Toppie. Ons dra vir Rudolf op vandag op sy verjaarsdag, wil ons hom bid en die Here se seën op hom afbid. Ons waardeer hom elke week as hy hier pligsgetrou wat die voorsang vir ons lei en dan woord opbring. Nou kom ons bid. Here Jesus, baie dankie vir die seëninge wat U op Rudolf en op ons uitstort. Met hom wat vir ons as leraar hierso bedien. Baie dankie Here dat U hom gesondheid gee, dat U hom insig gee, dat U hom voorspoedig maak en veilig hou. Dankie Here vir die liefde wat hy vir ons het en wat hy op ons uitstort. Dankie vir die lering. En ons bid Here dat U hom in die jaar wat voorlê sal seën en sal beskerm. In sy persoonlike lewe as ook by die werk en hier by die kerk. Dankie Here Jesus dat ons almal hier kan wees om dit saam te vier. En ons bid dat U met ons sal wees vir die res van die dag. Amen. Amen. Dan wil ek net voordat ons presies praat met die verjaarsdag, lê dit net hard op my hart, sorry, lê net so hard maar vanmôre, Dani, ons wil vir jou bid. Dani gaan geweldig deur aanvalle met sy gesondheid die laaste paar maande, jaar, al vir baie jare, maar die laaste paar maande is baie erg. Die medisyne wil nie werk so wat moet werk nie, en dinge skop en dit is maar swaar, en ek kan sien dit is swaar op sy gemoed. Hy smaal maar so tussen dit deur, maar broer, ek kan sien, dit is moeilik. En ek dink dit is moeilik vir Erika ook. So, julle altyd kan voor toe kom, ek dink, ek wil net dit, ek sien ek met anderste ook, hulle hande op Dani wil rus, en saam met my bid vir hom, vir sy gesondheid, en dan vir Erika, dat jy ook al by staan. Ons heilige Vader, Here God, ons bid vanmôre vir Dani, Here, dat U sal ingryp, Here, in hierdie situasie, Here. O Here, kyk na U diensknegt, Here God, wat getrou is aan U woord, Here Vader, en U woord bedien, Here God, aan soveel mense, Here. Here, wat U werk, Here God, Vader, ons bid, Here, dat U genade, Here, oor hom uitgestort sal word, Here, sonder terughou, Here. Here, ek bid vir gesondheid, Here God, in sy liggaam. Ek bid vir algehele gesondheid, Here. Ek bid dat U hom heeltemal sal genees, Here, van dit wat in sy liggaam aangaan, Here Vader. Here, ek bid die genade oor sy lewe, Here, dat U hom nog baie lank, Here God, sal sterk maak en krag sal gee. En ek weet dat hy vind sy krag net in U. Here, ek weet dat hy kyk na U as sy enigste bron van krag en sy enigste bron van hoop, Here Vader. Here, en ons bid vanmôre, Here God, dat U
'n antwoord sal gee aan hom, Here Vader, dat U deurkoms sal gee, Here Vader, dat die genade sal wees oor hom en oor ons ook vanmôre, Here. Here, ons bid vir Erika, Here God, wat saam met hom staan, Here, en ook die bekommernis moet dra saam met hom, Here Vader. Ek bid U genade oor haar, Here, dat U haar krag sal gee en wysheid sal gee deur dit alles. Here, my God, mag U genade oorvloedig wees, Here, in albei hulle se lewens, Here Vader. Kom, o Gees van God, en bekragtig hulle. Wees genadig, o Here, wees genadig. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan dan my blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 12. En ons kom by die derde gedeelte van ons reeks oor die Heilige Gees. Is dit die derde een of is dit die vierde een? Derde een. 1 Korintiërs 12, en dit is die geestelike gawes of die genadegawes. Ek het oorspronklik, toe ek besig was met die voorbereiding, wou ek die hele hoofstuk gelees het, al 31 verse, maar soos wat ek besig is om dit te werk, sien ek daar's baie ander verse wat ek ook gaan lees. So ons gaan baie Bybel lees vandag. En vir daardie rede het ek besluit om net die eerste 11 verse te lees vanmôre. So ons gaan die eerste 11 verse lees, maar julle moet asseblief die hele gedeelte gaan lees by die huis van 1 Korintiërs 12. So kom ons lees daardie eerste gedeelte. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat sê Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word die woord van wysheid deur die Gees gegee, 'n ander woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees. Aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie. Aan een die onderskeiding van geeste en aan 'n ander verskillende soorte tale en aan nog ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Vader, mag ons vanmôre, Here, besef wat die belangrikheid is van die gawes in ons individuele lewens, sowel as in die gemeente, dat dit uiteindelik tot U heerlikheid dien en tot die opbouing van hierdie gemeente. Vader, dat U ons sal gebruik, Here God, deur hierdie woord in die tye wat kom, Here God, dat ons nie net sal luister vanmôre na 'n preek nie, maar dat ons U woorde sal inneem, Here God, en dat ons daders sal word van die woord. So Vader, mag hierdie woord in ons harte vrug dra. Heilige Gees, U wat alles en almal bewerk, deur wie ons opgebou word en deur wie ons versterk word, deur wie ons geseën word, deur wie ons die gawes gegee word, mag U ons vanmôre, Here, die gawe gee om te verstaan, die wysheid om dit te begryp, Here. En Here Jesus, mag U in en deur die woord verheerlik word, maar soveel meer ook deur ons dade, wanneer ons doen dit wat ons hoor vanmôre. Seën hierdie woord dan in Jesus naam. Amen en amen. Nou wanneer ons gewoonlik praat oor die gawes van die Heilige Gees, is daar gewoonlik 'n paar woorde wat ons gebruik. Partykeer sê ons genadegawes, partykeer sê ons geestelike gawes, partykeer sê ons net gawes. Die skrif is nie noodwendig duidelik oor alles nie. Daar is 'n paar woorde wat hy gebruik. Charismata is een van die bekendste Griekse woorde vir dit. Die charismata is die genadegawes. Dis hierdie gawes wat hy in 1 Korintiërs 12 noem. Dit is die genadegawes wat God uitstort. Maar daardie woord charismata is ook die gawe wat ons ontvang het tot die ewige lewe. Dit is 'n genadegawe wat ons ontvang het. Dan is daar pneumata wat beteken die geestelike gawes. Dit is gawes wat die Heilige Gees spesifiek uitdeel op sekere tye. En daar is oorvleeling tussen hierdie verskillende gawes. En gewoonlik kyk ons na hierdie lys van gawes en ons probeer te verstaan, waar pas ek vanmôre in hierdie lys?
Is ek een van die mense met 'n woord van wysheid? Is ek een van die mense met 'n woord van kennis? Baie van ons hoop ons het die gawe van genesing, sodat ek hande op die mense kan lê. Ek wens ek kan net vir daardie sê en hy is gesond vandag. Ek dink Erika dink sy kan vandag dieselfde doen. Ons almal wens ons kan op 'n oomblik net vir enigeen van ons wat siek is, en ons almal is siek hierso op tye, sê wees gesond in die naam van Jesus, en dan sal ons nooit weer siek wees nie. En dit verstom my partykeer, ons praat so oor die gawes en die gawes moet werk, en gewoonlik wanneer ons praat oor daai gawes, dan verwys ons na hierdie bonatuurlike gawes, hierdie gawes van genesings en kragtige dade. En dan verbaas dit my op dieselfde tyd dat ons soveel kerke het wat langs hospitale is, maar die hospitaalbeddens is nog steeds vol en die kerke is leeg. Vir die verskillende redes. Ek wens die kerke was leeg omrede hulle besig is by die hospitaal te bid vir die siekes. Maar ons kyk partykeer na die gawes en ons probeer te sien, waar pas ek in? Het ek miskien 'n onderskeiding van geeste? Ek dink partykeer as ek deur hierdie lys lees, 'n hele paar van hulle kan ek op sekere tye by myself voeg en sê, ek dink ek het 'n woord van kennis. Ek dink ek het wysheid. Partykeer, nie altyd nie, maar partykeer. Onderskeiding van geeste dink ek definitief partykeer, want jy kan sekere dinge net agterkom. Jy kan net sien iets is nie reg nie. En dit is gewoonlik waar ons vashou op die gawes en die genadegawes of die geestelike gawes of wat ook al jy dit noem. Maar as ons deur die Nuwe Testament kyk, sien ons die prentjie is bietjie meer, ek wil nie sê onduidelik nie, maar ons sit vas op die verkeerde gedeeltes van hierdie teks. Ons verstaan nie waaroor dit gaan nie. Want in die een plek sê Paulus, ek wil nie julle moet onkundig wees as gevolg van die gawes nie. Maar luister na wat hy sê in die volgende vers. Ek wil nie julle moet onkundig wees nie, want julle weet self dat julle voorheen afgode gedien het en agter al daai goeders aangehardloop het. Waarvan praat hy? Hy praat van daardie afgode diens waar hulle allerlei dinge gedoen het en vir hulle potions gegee het en gesê drink hierdie ding of vat hierdie moetie of toordokters en al daai tipe dinge. Daniel sal weet wat daarbo aangaan. Hy het vanmôre vir my gesê van die goeders wat hulle doen. In die kerke waar hulle doen spyt op mense. En sê drink hierdie petrol en dan gaan jy krag hê. Of wat ook al hulle aan dink. En dit is hierdie heidense dinge waarvan hy praat. Dit is dieselfde dinge wat Paulus hier noem. Julle was voorheen in hierdie lewe gewees waar julle al die ander weird dinge geglo het. Maar nou wil ek vir julle vertel waaroor gaan die gawes werk. En dan gee hy vir ons hierdie lys wat ons in vers 8 tot 10 het. Dis woorde van wysheid, woord van kennis, geloof, gawes van genesing, dinamiese kragte, profesie, onderskeiding van geeste, spreek in tale, die uitleg van tale. En dis al hierdie bonatuurlike gawes wat ons sien. As ons die hoofstuk verder sal lees, dan sien ons, hy gee ons 'n tweede lys in vers 28. In Korintiërs 12 vers 28 sê, in die gemeente het God aangewys of aangestel apostels, profete, leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, vermoëns om te lei en verskillende soorte tale. Daar is 'n soort van van hulle is dieselfde. Die tale word weer genoem, dinamiese krag word weer genoem, profesie word weer genoem. Maar dan sê hy apostels is ook 'n gawe. Profete, leraars. Daar is die vermoë om te kan help. Is 'n gawe. Vermoë om te kan help in watter manier? Om my te help trek as ek wil trek. Of watter manier ook al, as ek deur 'n swaar tyd gaan, dat jy die vermoë het om vir my te kan help in die swaar tyd wat ek is. Om my op te tel, om my deur dinge te vat. Daar is 'n gawe om te kan lei, om 'n leier te kan wees. Nie almal kan 'n leier wees nie. Sommige mense het net daardie vermoë as hy in 'n kamer instap of in 'n saal instap en daar stomp mense en niemand weet wat aangaan nie. Hy stap in, kyk na die situasie en onmiddellik begin hy goeders te reël. Hy het net daardie vermoë om leierskap te vat. En almal is net soos, ag, daar's die leier. Ken hom nie, ons weet nie wie hy is nie, maar dit lyk soos iemand wat weet wat hy doen. Dis 'n gawe. En dis nie so bonatuurlik soos noodwendig die eerstes nie, maar dit word gemeng met die bonatuurlike gawes. Want tussen hierdie gawes is daar kragtige vermoëns, gawes van genesing. Wat 'n mens miskien laat dink
die gawes, en dit is meervoud, die gawes van genesing. Is dit 'n gawe om te kan bid vir iemand om gesond te word, of die gawe van 'n verpleegster om mense te help, en 'n dokter en 'n chirurg. Sekere mense kan 'n verpleegster wees en sekere mense kan nie 'n verpleegster wees. Dit is 'n feit. Sekere mense het die vermoë om deur enigiets te werk met siek mense, en ander mense sê, nee, dit kan nie. Ek hou van sekere dinge, nie moenie vir my 'n wond wys nie. Ek is nie happy daarmee. Ander mense is soos, wow, hulle vat in en soos, ag, genigtig, broer, suster. Dis 'n gawe. In Romeine 12, Paulus weer eens, 12 vers 6 tot 8, lees ons het gawes wat van mekaar verskil. Volgens die genade wat aan ons gegee is, daar's charisma, volgens die charisma, die genadegawe. As dit 'n gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig gee. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Weereens, daar is profesie, miskien is 'n bonatuurlike gawe, sal ek sê, 'n gawe wat so 'n soort van 'n geestelike gawe is, maar die res is eenvoudige talente en gawes wat ons het. Sekere mense is net meer barmhartig as ander mense. Hulle kan barmhartigheid wys aan mense op 'n ander manier. Jy kan sommer sien wanneer hulle instap by 'n plek en hulle begin met mense te praat, kan jy sommer sien daardie persoon het werklike barmhartigheid vir die mense met wie hy werk. En ander mense kan dieselfde goeie dade doen en jy kan sien dat daardie ou se hart is nie eens daar nie. Almal het verskillende gawes gekry. Ek gaan op Jakob pik vandag. Dis my gawe om op te pik. Maar ek het al 'n paar keer genoem, so julle almal weet dit al. Hierdie broer het 'n gawe om te luister. Laat ek julle dit nou vertel. Hy sal na jou storie luister, al is hy laat vir iets anders. Wat nie lekker is vir die ou wat wag vir hom nie, want hy's altyd laat. Maar dit is omdat hy besig is om te luister na iemand anders en hy gee sy volle aandag aan jou. En baie keer het dit nodig. Ek is nie noodwendig baie goed met luister. Ek soos kan jy by jou storie uitkom en klaar kry. Jakob sal vir ewig vir jou wag om by jou punt uit te kom. En ek dank hom vir dit. Maar dis 'n gawe. Nie almal het dit nie. Ons het verskillende gawes. 'n Mens kan die argument maak dat hy nog 'n lys gee in Efesiërs 4 vers 11, wanneer hy sê dat die volgende gawes is gegee aan die kerk. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars. Nou gaan die gawes nie noodwendig oor die bekwaamheid van die in 'n sekere sin die bekwaamheid van hierdie mense, maar die genadegawe wat hy gee is persone binne in die kerk. Hy gee apostels, hy gee profete, hy gee leraars. Ek is 'n gawe vir julle. Wow. Ek hoop julle weet dit, né? Ek is julle persent. Herders, evangeliste. Mense soos Dan en Erika wat evangeliste is. Hulle is gawes vir die kerk. Want die Here weet ek kan nie doen wat hulle doen nie. Ek wil nie doen wat hulle doen. En ek weet die eerste keer dat Daniel ontmoet het, toe sê ek wil nie doen wat jy doen nie. Hy kan homself nie sien as 'n pastoor wat by dieselfde kerk sit elke Sondag en met julle hoef te onderhandel nie. Hy wil nie met julle onderhandel nie. Hy wil saam met julle aanbid, maar moenie julle nonsens om te vat nie. Hy soek dit nie. Nou pik ek sommer op daar nie. Ek gaan op almal van julle pik vandag. Maar ons het verskillende gawes. Party is herders, party is evangeliste, party is profete. Daar is een ander gawe wat genoem word. Sorry, voordat ek aankom. Daar's 'n ander lys. Petrus. Daarmee van die ander is. 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Hier noem Petrus net 2 gawes.
Hy sê, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Amen. Petrus noem net 2. Hy sê, die ou wat preek en die ou wat dien. Partykeer het jy iemand nodig om koppies uit te pak, en partykeer het jy iemand nodig om die koppies te was. Maar wie ook al dit doen, en of jy bedien, en of jy dien, en of jy preek, of jy lei, of wat ook al jy doen dit deur die krag van God en nie uit jou eie uit nie. Maar daar is 'n paar punte wat gestel word binne in al hierdie lyste, en dit is dat elke een het 'n genadegawe ontvang, waardeur hy die gemeente moet bedien, vir die heerlikheid van God en die opbouing van die gemeente. Dit is die punt van al die gawes binne in hierdie gedeelte. Jy kan dit in elke gedeelte gaan lees. Dit gaan oor, julle is lede van mekaar en lede van een liggaam met Christus as die hoof. Doen jou werk, want God het vir jou gawe gegee wat jy moet doen in die gemeente. Elke een van julle is belangrik, op verskeie maniere, en die een is belangrik as die ander een. Nou, ek het gesê, daar is 'n ander gawe wat genoem word. In 1 Korintiërs 7 vers 7, hy word nie genoem nie, maar Paulus skryf volgens, hy sê, ek wens alle mense kon soos ek wees. Maar elkeen het 'n eie gawe van God ontvang, die een dit, die ander iets anders. Hy sê nie in die vers wat die gawe is nie. Maar hier is die konteks. Die vers net voor dit. As jy nie ongetroud kan bly nie, trou maar. Dan wens jy was soos ek. Hy het 'n gawe ontvang om alleen te wees. Om nie te trou nie. Om nie 'n begeerte te hê om te trou nie. Nou, ek sê nie dis ek nie, maar Paulus sien dit as 'n gawe. Hy sê die Here het aan my die gawe gegee om nie nodig te hê om te moet trou nie. Vir die ander mense, as jy moet trou, trou jy. Maar vir my is die genadegawe gegee dat ek myself ten volle kan toewy aan die werk wat God vir my gegee het. Daarom het hy ook vir my 'n vrou gegee. En hy sien dit as 'n gawe. Meeste van ons kyk en sê, ag, shame Rudolf. Ons is so jammer vir jou. Julle hoef nie te wees nie. Maar vir Paulus is dit 'n gawe. En dit laat 'n mens dink dat, ons dink miskien baie keer verkeerd aan hierdie gawes. Ek dink in alles is dit regtig, as ek dit opsom in hierdie paragraaf, is dit. Ons is almal een liggaam in Christus en die individueel lede van mekaar. Die een moet homself nie belangriker ag as die ander nie, maar deur watter gawe jy ook al ontvang het, moet jy die gemeente bedien en opbou sodat God in alles en almal verheerlik sal word. En dis die som totale rede vir die gawes binne in die Nuwe Testament. Die gawes is nie daar sodat jy kan sê ek het die gawe van genesing en nou moet ek vir al die siek mense gaan bid. Of ek het die gawe van wysheid en nou moet almal na my luister nie. Of ek het die gawe van kennis, so kom na my toe met al julle vrae nie. Eerder, hoe kan ek jou bedien met die gawe wat God my gegee het? Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou bystaan? Hoe kan ek hierdie gemeente versterk? Nie hoe kan ek myself op 'n verhoog plaas nie, maar hoe kan ek jou dien vanmôre? En ons moet dit nie uit die oog uit verloor nie. Nou daar word baie keer onderskeid getref tussen die algemene gawes en die besonderse gawes. Asof daar 'n groot verskil is tussen dit. Besonders of algemeen. En ek dink baie keer wanneer ons kyk na die lyste, dan kan ons self sê, ja, wel, die kragte en die genesings en die spreek in tale en dis daar 'n bonatuurlike genadegawes daar. Maar om koppies te was is regtig nie. Dis nie dis algemeen. Ek meen dis common met 'n K en 'n I aan die einde. Dit is soos common gespel. Nie. Ons dink is algemeen. En tog, as daar een ding is wat ons sien in die skrif is, die ou wat koppies was en die ou wat mense genees, werk deur dieselfde gees. En daar wil ek sê dat elke gawe is 'n besonderse algemene gawe.
Ja, selfs hierdie besonderse gawes is algemeen. Vir hierdie eenvoudige rede. Want die God wat die hele heelal in wording geroep het, werk in en deur jou. En om 'n boom te maak, of 'n vis te maak, of 'n mens te maak, van dieselfde hoeveelheid krag. Hy hoef nie harder te werk om die son en die sterre in hulle plek te sit, as om 'n klippie te maak. En daarom elke genadegawe wat hy in en deur ons werk is vir hom algemeen. Net nog 'n ander dag. Net nog 'n werk. En elke algemene gawe wat hy in en deur ons werk, is bonatuurlik en is besonders. Want God bekragtig ons deur dit. In die Ou Testament is daar vir ons 'n voorbeeld van Besaliel en Oholiab en 'n paar ander vaardige persone as ons lees Eksodus 35 vers 30. Moses het vir die Israeliete gesê, kyk, die Here het Besaliel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda by die naam aangewys. En hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met insig en met kennis en al die nodige vakmanskap. Hierdie is 'n man wat al klaar goeders kan bou. Hy kan al klaar goeders met sy hande doen. Hy weet hoe om 'n taalwerk te doen. En dit is vir hom 'n algemene ding. Vir ons is dit miskien besonder, as jy al ooit gekyk het na 'n kunstenaar, wat op 'n skoon canvas begin teken. Dit verstom my partykeer, is besonders. Trek 'n lyn daar, doen goeders hierdie kant en so voort, en die volgende oomblik sien jy die prent. Soos, wow, dis besonders, ek kan dit nie doen nie. En tog, hierdie ou, sê God in Eksodus 35, ek het hom met die gees vervul, sodat hy dit kan hê. Ek het wysheid en insig vir hom gegee, sodat hy dit kan doen. Dis 'n besonderse algemene gawe. En ons kan baie sulke voorbeelde noem. Soos ek gesê, die gawes van genesing is nie noodwendig dat ek bid vir siekes en dat hulle opstaan uit hulle siekbed uit nie. In die vroeë kerk was een van die kenmerke van Christene dat hulle by mense se siekbeddens gebly het. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar dit was een van die kenmerke van die kerk. Dat wanneer daar 'n plaag in 'n dorp is, het al die ander mense gevlug uit die dorp uit, selfs die heidense dokters. En die enigste mense wat oorgebly het by siekes is Christene, wat hulle lewe op die spel gesit het om te sorg vir daardie mense. En baie van daai mense het deur daai siekte gekom as gevolg van die toesig en as gevolg van dit wat die Christene gedoen het. Selfs al is dit net terwyl hulle koors het, om water op hulle te sit en hulle koud te hou. Ten koste van hulle eie lewens, want baie van hulle het gesterf, terwyl hulle mense gehelp het. En ek kan vir jou sê dat die mense wat daar opgestaan het uit daai siekbed uit, het geglo dat ek 'n gawe van genesing ontvang deur hierdie persoon wat langs my bed gesit het. Want daai ou gesterf wat vir my gesorg het. Wat 'n genade het ek ontvang. En die ou wat gesterf het, gaan definitief vir jou sê, ek het die genade op genade ontvang, want ek is by my Here. Ons kyk so baie keer vas om te sien, watter van hierdie gawes kan ek vir myself vasgryp? En ons mis die punt. Want alles wat die Here vir ons gee, alles wat ons ontvang het uit sy hand, of dit 'n algemene gawe is, as dit jou gawe is om te kan lei, natuurlik net te kan leiding vat. Ja, dit mag dalk iets wees, dit mag dalk 'n talent wees wat jy het, maar dis die Gees van God wat dit vir jou gegee het. Daar word baie keer gepraat van hoe ons die gawes ontvang, want dit is tog duidelik dat in 'n sekere sin sê dat jy het sekere gawes ontvang met die dooping van die Heilige Gees, met die inlewing van die Heilige Gees. En so partykeer kyk ons na dit en ons sê wel, daar's definitief die gawes wat ons ontvang wanneer daar hande op ons gelê word deur die ouderlinge. Paulus noem byvoorbeeld van Timoteus. Hy sê dat jy die gawe van profesie ontvang. Jy het deur profesie die gawe ontvang toe die ouderlinge hulle hande op jou gelê het. En dan sê hy dat jy moet daardie gawe aanvier. Jy moet dit nie afskeep nie.
Met ander woorde, Timoteus het iets ontvang toe hy aangestel is as die pastoor van daardie gemeente. En die Heilige Gees het besluit dat dit is wat ek vir Timoteus wil gee, tot die opbouing van hierdie gemeente oor wie ek hom aanstel. En miskien in die konteks van Timoteus gaan dit oor onderskeiding van geeste, dit gaan miskien oor woorde van wysheid, dit gaan oor woorde van kennis, want hy wil opdragte gee om die mense te onderrig in die waarheid, om te sien waar die dwaalse, valse leerings vandaan kom. En so dalk is dit daardie gawes wat Timoteus ontvang met die oplegging van hande. Maar dan is daar gawes wat ons ontvang het toe ons gebore is. Dinge wat net natuurlik na ons toe kom. Ons snap dit net. Ek wil selfs in 'n manier noem, ek weet ja, daar is die geestelike tale, maar weet jy, party mense het nie vermoë om ander tale net te verstaan. Praat 6 of 7 tale, want hulle verstaan dit. Hulle sukkel nie om 'n nuwe taal te leer. Ander mense kan hulle eie taal net per ongeluk praat. Het geen vermoë om 'n sin bymekaar te sit wat sin maak. En ander kan in verskillende tale praat. Ek sê nie dit is noodwendig die tale waarvan hy praat nie. Maar uitleg van tale, ek dink aan, as julle enigstens weet van wat gebeur het toe ons die hierogliefe ontsyfer het, om van Grieks en hierogliefe en daar was 'n ander taal daar gewees wat hulle dit uitgesorteer in Latyns, waar hulle dit ontsyfer het, die hierogliefe ontsyfer het. Nie enigiemand kan dit doen nie. Tog is dit 'n genadegawe wat gegee is aan daardie persoon. Ek dink die enigste ding wat ons duidelik kan weet is, soos wat ons gelees het in ons vers vanmôre, dis dieselfde Gees wat al hierdie dinge bewerkstellig. Hy wat afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Of dit is deur die handoplegging en of dit is wanneer jy gebore is. Dis dieselfde Gees wat vir jou daardie genadegawe gee. Een van die kerkvaders skryf die volgende. Ek sal nie sy naam noem nie. Hy het so 'n bietjie uit die bus uitgeval in sy later jare. Maar wat hy geskryf het is wel waar. Hy sê dit is die Heilige Gees wat die kerk as 'n bruid van Christus met juwele versier. Want dit is die Heilige Gees wat profete aanstel in die kerk. Dit is die Heilige Gees wat leraars onderrig, wat tale dirigeer, wat kragte en genesings gee, wat wonderbaarlike werke doen, die onderskeiding van geeste aanbied, die vermoë gee om leiers te wees, mense aanstel in rade, en watter geestelike gawes daar ook mag wees, bepaal en reël in die kerk, sodat die Here se kerk oral en in almal perfek en volmaak kan wees. Dis die Heilige Gees wat dit doen, soos wat hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. Ons dink baie keer, ek moet gaan bid en sê, Here, gee vir my asseblief daardie gawe, ek soek daardie gawe. En ek weet, Paulus sê, begeer al die goeie gawes, en begeer die genadegawes, en begeer dit alles, maar broer en suster, die begeerte wat jy eintlik moet hê, die gebed wat ons moet bid, is, Here, help my om hierdie gemeente te dien. Dis dit. Heilige Gees, help my om hierdie kerk te dien. En laat die Heilige Gees besluit wat 'n gawe hierdie gemeente nodig het. Dalk nog iemand om klavier te kan speel en te sing, so die pastoor sy stem kan rus. Dalk nog iemand om op 'n Sondag te kan praat, dat hy ook sy stem kan rus. Ek weet nie om Dani weier. Grap. Ek sal nie op jou pik nie, broer. Ek jammer vir jou hoor. Okay. Maar broers, is ons gebed moet nie wees, Here, gee my hierdie fantastiese gawe, want ek wil brag oor dit. Here, ek wil hierdie gemeente dien, ek wil lief wees vir hierdie gemeente. En ek wil hulle bedien, hoe ook al en waar ook al U wil. Nou mag jy dalk vra, maar as dit net talente is, as dit net gaan oor hierdie gawes, daar's baie mense wat nie gered is nie, en hulle het gawes en talente, wat is dan die punt daarvan? Het die Heilige Gees dit ook vir hulle gegee? Ja.
Want niemand kan enigiets doen as God dit nie vir hulle gegee het. Maar daar is wel besonderse gawes wat die Heilige Gees vir die gemeente gee. Maar Rudolf het nie nou net gesê dat alle gawes is algemeen en besonders nie. Besonderse algemene gawes. As dit maar net talente is en gawes wat alle mense kry, dan hoekom praat ons oor dit? Asof dit iets te doen het met die doop van die Heilige Gees. En ek dink die leidraad vir ons is in hierdie hoofstuk. Want hy sê dat ek het apostels gegee, ek het profete gegee, ek het leraars gegee, ek het herders gegee, ek het mense gegee met die vermoë om te lei, ek het mense gegee met die vermoë om te dien. Die genadegawe is nie net die vermoë om iets te doen nie. Die genadegawe is wanneer die Here jou vir hierdie gemeente gee. En sê ek wil hê jy moet in daardie gemeente wees, want hulle het 'n leraar nodig. Ek wil hê jy moet in daardie gemeente hê, want hulle het iemand nodig wat kan bemoedig. Want die ou wat kan leer, weet nie om te bemoedig nie. En ek sien dat die Here iemand nodig het om daar te kan insaai in die bediening. En die Here besluit hoe hy genadegawes en hoe hy die gawes gee wat jy het binne in die gemeente en verder versterk deur die krag wat hy uitwerk in jou. En die gawe wat jy het, wat al klaar uit die hand van die Here ontvang het, kan jy of misbruik, jy kan dit afskeep, jy kan dit los op 'n rak en nêrens iets aan doen nie. En die Here waarsku jou teen dit. Hy sê gebruik dit. En baie mense in die wêreld, almal het gawes ontvang op een of ander manier. Maar wanneer dit die Heilige Gees gebruik word binne in die gemeente, dan word dit 'n genadegawe in sy hand. Want hy besluit wie hy voeg by die gemeente. En hy besluit hoe hy jou gebruik binne in hierdie gemeente. En so elkeen van julle is hier geplaas vir 'n rede. Ons is regtig 'n mengelmoes van mense met verskillende agtergronde. Maar ons kom saam in hierdie plek met Christus as ons hoof. Individueel het ons gawes, maar wanneer ons saamkom, dan werk ons as een liggaam. En dis waaroor die gawes gaan. Paulus sê dat elkeen 'n openbaring van die Gees ontvang het. Die woord daar is manifestasie, een of ander manier hoe dit gewys word. Ons sien dit in Paulus wat sê dat wel ek die gawe ontvang om nie te trou nie. Ons sien dit in die gawes van die eerste diakens wat aangestel is, daar in Handelinge 5 of 6. Waar hulle sê, gaan kies vir julle 7 mans, wat vol van die Heilige Gees is, wat wysheid het, om vir die weduwees te sorg. En hulle gaan kies vir 7 mans. En hulle word besonders geseën om die werk te doen wat die Here hulle geroep het. So hulle het natuurlike talente vir wysheid en leiding en administrasie. Maar daardie natuurlike talente kom ook uit die hand van die Here uit. Maar wanneer die Here daardie talente gebruik binne in sy kerk, dan is dit 'n genadegawe wat aan die kerk gee. En dan word dit besonder. Ek wil 'n voorbeeld noem van Paulus. Paulus lees ons in Handelinge 9 vers 11 tot 12. God het deur die hande van Paulus besonder kragtige dade verrig. So selfs wanneer sweetdoeke en voorskote wat aan sy lyf was, na siekes geneem is, hulle siektes verdwyn en die bose geeste uitgewyk het. Wow, wat 'n bediening. Mense het net doeke op hom gesit, dit weggevat na siek mense toe en hulle het gesond geword. En wat in die kerke? Ons bring sakdoekies kerk toe en sê, wat is hulle vir sakdoek? En ek wil nog weet, vir wie het dit gewerk? Want ek gaan raai en sê, maybe one, out of a million. Ek kan nie sê, nie, maar ek dink nie dat dit noodwendig gewerk. Want ons dink ons gaan 'n resept maak van dit. Paulus het dit nie gedoen voor hierdie tyd nie.
Hulle noem dit nie in al die ander tye wat Paulus rondbeweeg het nie. In hierdie spesifieke dorp noem hulle dit. Dat selfs sweetdoeke en voorskote wat aan sy ly was, hy siek is geneem is. En selfs demone uitgedryf is. So God het magtig deur Paulus gewerk. Maar dan lees ons 2 gedeeltes, eintlik 3 gedeeltes. Ek dink nie ek het dit op die bord gesit nie, so ek sal dit net vir julle noem. Filippense 2 vers 27. Hy sê Epafroditus was siek tot die dood toe. Maar God was genadig oor hom en oor my, dat die Here hom gespaar het. Wat Paulus nie sê vir die mense is nie, dat ek het die hand op hierdie broer gelê en hy het opgestaan uit sy siekbed uit. Nee. Paulus sê hierdie arme dude was so siek dat hy amper dood gegaan het. Hy is op sy doodsbed. Maar die Here was genadig. Hierdie selfde Paulus waarop doeke en voorskote gelê is, wat na siekes toe gevat is, kan nie eens vir sy vriend bid, dat die ou opstaan uit die siekbed uit. Ja, die ou is gesond gemaak. God het genade gewys. En miskien kan iemand sê, ja, maar miskien het hy hand opgelê, hy moet dit nie noem nie. Waarop ek die tweede gedeelte vir julle gee, en dis 2 Timoteus 4 vers 20. Maar daar skryf hy van 'n man met die naam Trophimus. Wat 'n naam? Trophimus. Wat ek in Miletus agtergelaat het, want hy was te siek. Imagine ek vat vir Jaco op 'n evangelisasie toer. En ons kom by Bloemfontein uit. En hy begin te hoes en ek sê vir hom, sorry Boeta, bly jy hier, ek gaan verder. Dis wat Paulus hier gedoen het. Hy los die ou agter in die dorp, want hy is te siek om saam te gaan. Nou het Paulus die gawe van genesing? Het hy die gawes van kragte? Wel, hy het dit gehad in Handelinge daar. Hy het die gawes van apostel. Hy het baie keer wonderwerke verrig. Maar sorry Trophimus, bly asseblief agter. Dit kan een van 2 dinge wees, of hy het gebid vir hom en jy het nie opgestaan en toe gaan hy maar verder, of hy wou hom anyway agtergelos het en dit was 'n verskoning. Wie weet. Maar ons sien dat die Here besluit hoe en waar hy daardie gawes wil laat werk. En ek dink ons maak 'n fout wanneer ons begin sê ek het die gawe van genesing. En ek het die gawe van dit, en ek het die gawe van dat. Asof ek altyd dit kan bewerk. In 'n sekere manier het jy dalk meer invloed daaroor, en meer tye wat jy dit kan bewerk, meer geleenthede. Maar broer en suster, dit was nooit jou krag nie, en dit is nooit jou werk nie, dit is God wat dit deur jou werk. Hoe en wanneer hy wil. Want dit gaan nie oor wat jy ontvang nie, dit gaan oor wat God vir sy kerk doen. As ons dit net kan besef, dis waaroor die gawes gaan. Ek wil 'n derde een lees. Dis een van my gunstelinge. 1 Timoteus 5 vers 23. Moenie langer net water drink nie, maar drink 'n bietjie wyn vir jou maag en jou gereelde ongesteldhede. Skryf hy in hierdie Timoteus. Hy sê Boeta, drink 'n bietjie wyn, dit gaan goed wees vir jou maag. Daardie ongesteldhede wat jy gereeld het, dis omdat jy net water drink. Drink 'n bietjie wyn. En dis nie druiwesap nie, dis moetie. Dis medisyne. Ek het al 'n paar keer genoem, so julle almal weet dit, so dis nie skande nie. My ma hoef my net, en ek sê, vir ma bid, nie, gaan haal my net 'n grandpa. Krijg maar niet cadeau. Bring eens my ertedal. Nie vir my bid nie, bring eens my ertedal. Ek het soeibrand, bring vir my koeksoda. Jy hoef nie vir my te bid nie. Paulus sê dit vir Timoteus. Hy sê nie vir my gaan bid vir jou maag nie, drink wyn vir jou maag. En die rede daarvoor is omdat die water nie baie skoon is nie. Wyn was die beter ding om te drink.
Dit is goed vir jou maag. Daar die bakterieë werk en dit doen goeie dinge. Ek sien 'n dokter nie so hard wat trek. Chris sal sê drink net water en loop. Chris, Paulus sê vir jou, drink 'n bietjie wyn, broer. Nie net water nie. Vat die Bybel se raad. Maar hy bid nie vir Timoteus nie. Hy lê nie die hande op en een of ander gawe van genesing nie, hy gee net vir hom goeie raad. Daai is ook 'n gawe in homself en dit is 'n woord van wysheid, dit is 'n woord van kennis wat hy vir Timoteus gee. Want op die einde van die dag, broer en suster, is dit die Heilige Gees wat alle gawes deur en in ons bewerk vir die opbouing van die gemeente, vir die verheerliking van God in Christus. Dis waaroor die gawes uiteindelik gaan. Het hierdie gemeente apostel nodig? Nee. Het hierdie gemeente profeet nodig? Miskien partykeer. Hy het klaar leraar, hopelik. Het jy 'n herder nodig? Ek weet nie. Ons het iemand nodig om die koppies te was. Iemand nodig om die koppies uit te pak en dan te was. Maar die Here besluit hoe hy voeg by die gemeente. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te doen wat ons hand vind om te doen. Want die groter vraag wat baie van ons het, is as ons nou kyk na dit, en wat Rudolf nou net gesê het, van die genadegawes word deur die Gees gegee, maar ek wil tog weet waar ek inpas in die ekonomie van hierdie kerk. Waar pas ek in by hierdie groep mengelmoes van mense? Wat kan ek doen by hierdie gemeente? Rudolf, kan jy vir my sê waar ek iets moet doen? Ek weet nie. Maar weet jy weet. Al sê jy weet. Jy weet. Want die probleem is dat jy dink jy moet iets fantasties doen. Maar jy hoef nie. Jy hoef net bereid te wees om te doen wat die Here van jou vra. Ek keer terug na ons gedeelte uit Eksodus. Die volgende hoofstuk skryf hulle in Eksodus 36 vers 2. Dat Moses het Besaleel en Oholiab ontbied en elke vaardige persoon in wie se hart die Here wysheid gegee het. Luister na die woorde. Elkeen wie se hart hom daartoe gedring het om aan te meld vir die uitvoering van die taak. Hoe weet jy wat se gawe jy het? As jy voel jy moet iets gaan doen dit. Wat jou hand vind om te doen, gaan doen dit. Die Here gaan jou gebruik daar waar jy gaan. Jy hoef nie te sê, Here, geef my 'n teken. 'n Swaalkie moet deur die lug vlieg en 'n goue klippie laat val uit die hemele in daardie parkering, sodat ek hom optel en dan weet ek dat ek koppies moet gaan was nie. Jy weet die koppies moet gewas word. Ek weet nie hoekom ek het laas net koppies gewas, dis hoekom ek dit nou noem. Laas week ek koppies gewas, ek sê nie. Ek is so jammer vir jou. Dis nie haar gawe vandag nie, julle. Sy sê dit vir julle. Doen wat jou hand vind om te doen. As jy 'n leemte sien, gaan doen dit. As jy vorentoe kyk en sê, weet jy wat, dit sal mooi wees as daar blomme is. Bring die blomme. Ek gee nie om oor dit nie. Dit pla my nie. Maar broer en suster, doen wat jou hart vind om te doen, want dit is die Here wat jou lei. Hy wil jou gebruik in hierdie gemeente op watter manier ook al, en elke een van julle is belangrik op verskeie maniere. En nie alles is om iets te doen nie. Partykeer word jy geseën in jou vermoë om te kan gee. In jou vermoë om net hier te kan wees en blydskap te gee. Want asseblief nie dink dis al wat jy vir doen nie. Ons almal kan vreugde hê vir mekaar en vir mekaar smaak. Maar die Here werk alles in en deur almal. Maar hier is die uiteinde van die saak en ek sluit dit af. En dan sal ons goed gaan eet. Dis die genadegawe wat ek vir julle gee deur die hand van die Here. Die uiteinde van die saak is dit, broer en suster. Paulus kom aan die einde van die hoofstuk en hy
skryf ons in die laaste vers. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. Waarna hy dan gaan na 1 Korintiërs 13 toe sê, al spreek ek die taal van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, beteken dit niks. Al gee ek myself oor, en ek doen dit nie uit liefde nie, beteken dit niks nie. Al het ek die geloof om werke te versit, maar ek doen dit nie uit liefde nie, beteken dit niks nie. Al het ek al die wysheid en al die kennis en alles, en ek het nie die liefde nie, beteken dit niks nie. Want dit gaan nie oor wat se gawe ek het nie, dit gaan oor hoe lief ek is vir God se kerk, en vir sy bruid, en hoe ek jou kan opbou, en hoe jy my kan opbou. En wat ook al die Here wil doen, en hoe hy my wil gebruik in hierdie gemeente, mag hy dit doen, volgens sy beste wete, en sy wil, en sy genade. Dis die uiteinde van die saak, oor die gawes, broer en suster, begeer die gawes, sê Here, gebruik my in hierdie gemeente, maar begin dit eerder met, Here, help my om lief te wees vir u kerk. Soos wat u lief is vir u kerk. En so Vader, ek vra dat u ons sal help, Here God, om te verstaan waar elkeen van ons inpas binne in hierdie gemeente, en binne in die breë kerk, waar ons mekaar kan bemoedig, waar ons mekaar kan versterk. Here my God, dat ons in alles, Here, u sal verheerlik, Here God, u naam sal groot word. Here, dat u verheerlik sal word in en deur elke individu in hierdie plek. Here, help ons om te doen dit wat u wil hê ons moet doen. Here, soos wat u al hierdie mense gelei het in u wysheid en in u insig, soos wat u hulle op die hart gelê het om te doen wat nodig is, Here God, bid ek dat u in die hart van elkeen vanmôre inspreek, dat hulle sal doen dit wat u hulle geroep het om te doen. Here, dat hulle sal begin werk in hierdie gemeente, Here God, in die areas waar u wil hê hulle moet werk, Here Vader. Here, mag u genade oor ons uitgestort word, en Heilige Gees mag u in ons midde werk, mag u ons opbou, soos wat u wil, Here God, mag u byvoeg by die gemeente, soos wat u wil byvoeg by die gemeente, en ons dank u vir die genade, en vir elkeen wat bygevoeg word by die gemeente, Here God. Here, want dit is u genade wat hulle bring in hierdie plekke, en ons bid, Here God, dat u sal ingryp, Here, in elkeen van ons harte, om te weet waar ons kan werk vir u koninkryk. So ek bid die seëning oor elkeen, Here God, en ook nou terwyl ons net gaan saam kuier, Here, dat u ons sal seën en dat ons die liefde onderling aan mekaar sal bewys. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster. Gaan geniet 'n koekie en 'n teekie en sien julle nou.